Here, dankie dat ons saam as gemeente in gebed na U toe kan kom en kom bid vir 'n land soos China. Ons eer U, Here, dat ons harte nie net gefokus is op onsself nie net op hierdie gemeente en op wat op hierdie Sondag hier in ons 4 mure gebeur nie. So ek bid, Here, dat U ons harte ook sal laat groei soos dat ons bid vir 'n ander land, 'n land wat ver weg van ons is, 'n land wat aansienlik groter as ons is. So ek dra hierdie gebede wat ons gebid het individueel aan U op en vra, Here, dat U ons sal verhoor wanneer ons kom bid vir die land van China en vir die Christene daar en vir die wat nog hulle harte vir U moet gee. Maar Here, ek wil ook kom bid vir ons diens vanmôre. Ek kom bid, Here, dat U sal gee dat ons dit sal regkry wanneer ons hier is vanmôre om te vergeet van die dinge daar buite. Here, U weet dat ons wêreld is so aan die gang. Ons het so baie data en inligting wat na ons toe kom. Ons het nou gestaan en kuier voor die diens en stories gehoor, of ons het vanmôre op die internet gelees, of ons het probleme, Here, met sy dit finansiëel of emosioneel of verhoudingsgewys is, Here, wat ons koppe besig hou. En baie van daai goed is regte goed, eerlike goed, diepliggende goed. Maar ek kom vra, Here, Heilige Gees, vir die hulp dat ons vanmôre dit sal kan regkry, om vir 'n tydperk net ons harte af te skakel, ons gedagtes af te skakel vir die dinge daar buite. Help ons, Here, om vanmôre ons harte en ons ore en ons hele gemoed oop te stel om U te loof en te prys, met sang in die eerste plek soos wat ons nou gaan doen. Wil U gee, Here, dat ons nie net U naam sal loof en prys nie, maar dat ons ook ons harte sal stig tot aanbidding. En dan bid ons, Here, dat U ons ore sal oopmaak wanneer Isak preek. Dat U sal gee, Here, dat ons sal hoor wat U deur U woord en deur U dienskneg aan ons sê. Ons bid dat U by Isak sal wees soos wat hy die woord bring, en Here, dat U naam verheerlik sal word, wanneer hy ook onder U hoofskap, Here Jesus, en deur die werking van die Gees, die woord bring wat hy glo U op sy hart geplaas het. Ek bid, Here, dat U hom bold sal maak, dat U hom sal laat sê wat op sy hart is, en Here, dat U ons sal help om ook te verstaan wat U besig is om deur die dienskneg vir ons vanmôre te sê. En dan kom bid ons, Here, ook vir ons gemeenteaktiwiteite en ons gemeente dinge. Ek kom bid, Here, dat U spesifiek by Frans en Esther en hulle kinders sal wees, wat so 'n oomblik net 'n paar dae kan afneem. U weet, Here, dat Frans onbaatsugtig betrokke is by hierdie gemeente. Dat hy geweldig baie mense ondersteun en besoek, dat hy baie lang ure werk. En Here, dat hy moeg is na liggaam, en ek bid dat U sal gee dat hy goed sal rus oor hierdie naweek. Wil U vir hom diepliggende rus gee, sodat hy weer reg is om te kom werk in die nuwe week. En dan bid ons, Here, dat U ook sal wees by die wat verjaar hierdie week. Ek bid, Here, dat U spesifiek vir Suzette sal seën op haar verjaarsdag, Dinsdag. Ons bid dat U by Zaan sal wees met haar verjaarsdag Donderdag en 0 Saterdag. Bid, Here, dat U hierdie mense sal seën met 'n teenwoordigheid van U. Ja, Here, ons, soos wat ons ouer word, weet ons dat dit wat ons oorhou, is nie die dinge van hierdie aarde nie, maar is verhoudinge in die eerste plek met U, en dan verhoudinge met mekaar. So ek bid, Here, dat U elkeen van hierdie mense sal seën met ryke verhoudinge in hierdie jaar wat voorlê, in die eerste plek met U, maar Here, dan ook met die mense om hulle, met hulle geliefdes. Here, ons dra hierdie diens aan U op. Ons kom bid vir U teenwoordigheid. Ons bid dat U die middelpunt van hierdie diens sal wees. Here, dat ons eie swakhede sal aflê, dat ons eie onbenullighede sal aflê, en dat ons dit sal regkry om ons oë op U te fokus en U naam te loof en prys in hierdie oggend. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. So, weer eens, almal wat my nie gehoor het nie, goeiemôre, liewe gemeente. Maak asseblief julle Bybels oop by Psalm 133. Psalm 133. Nou, ware eengesindheid is baie skaars. Ons sien dit nie regtig in die wêreld nie. En as daar eengesindheid wel is, dan is dit gebaseer op nie waarhede nie of valshede. Ons kyk rondom ons sien families wat uitmekaar uitval.
Daar is nie eensgesindheid nie, daar's verdeeldheid oral waar ons kyk. Maar eintlik kan ons dit verwag. Nee, as ons in die wêreld kyk rondom ons en ons verstaan die diepte van die mens se sonde. En ons kan sien wat se verdeeldheid dit bring en dat die eengesindheid nie plaasvind nie. En ons verwag dit van die sondige mense. Ja, dis waar. Maar dit alles verander natuurlik wanneer iemand wedergebore word. Wanneer iemand gered word, dan verander dit. Of doen dit. Ons sien kerke nog steeds wat uitmekaar uitskeer. Ons sien tussen medegelowiges, moontlik van julle wat hierso sit, is daar rusie. Ons sien in huwelike van medegelowiges wat daar nie eengesindheid is nie. Hartseer, maar daar's glad nie, dis net verdeeldheid. Nou, aan die ander kant van die saak sien ons dat die wêreld en selfs gelowiges het 'n baie lae siening van die samekoms van gelowiges. Dis ook 'n realiteit wat ons sien. Dit is opsioneel om kerk toe te gaan. Ek sal maar kyk hoe voel ek, of ek dit gaan maak, afhangend van of ek maandag hard moet werk, of ek Saterdag te besig gaan wees en moeg is. Ek sal maar sien hoe ek voel. En dan bly die vraag staan indien die gelowige wel nog besluit om te kom. Wanneer hy is en hy sit hierso, is daar eengesindheid in die kerk? Is daar ware eengesindheid in die kerk? Nou, daar behoort te wees. En dis waarna ons vandag kyk in Psalm 133. Nou, hierdie Psalm is een van 15 pelgrimsliedere. Dit is van Psalm 120 tot 134. En hierdie is liedere wat Israel gesing het wanneer hulle opgetrek het na Jerusalem vir feeste. Ons lees in Deuteronomium 16 vers 16 dat volgens die Israelitiese wet was die mans vereis om verskeie kere op te gaan na Jerusalem vir feeste en daar saam te aanbid. So die Israeliete het van verskillende streke afgekom. Hulle het almal nie mekaar persoonlik geken noodwendig nie, en hulle het mekaar ontmoet op die pad en saam getrek, saam verenig deur hulle eenheid, hulle geloof, en dan het hulle opgetrek na Jerusalem. Hulle het saam gebid en saam gesing, onder andere hierdie liedere. Nou, dit het hulle herinner van hulle eenheid as 'n volk met een God. En net soos dit vir Israel waar is dat hulle 'n geestelike familie was en hulle is geroep tot eenheid, ja, net so is ons ook Christene deel van een liggaam. Deel van een liggaam, die liggaam van Christus. Soos ons sal sien, hierdie waarlike geestelike eenheid is baie begeerlik. Dis regtig iets wat ons na moet streef en na moet werk, en is regtig nodig vir ware gemeentelike gesondheid. So vandag in die Psalm gaan ons kyk na hierdie baie eenvoudige waarhede wat ons almal al gehoor het voorheen, maar wat dalk moeilik is om toe te pas. Dit was Israel se getuienis. Hulle was gebind deur hulle geloof. En dit het hulle gelei om eensgesind saam te kom in aanbidding, en dan wat ons teks ook sal sê, wat lei tot lewe. Nou, dit is die tema van vandag, en ek het dit bietjie verander as wat ek deurgegee het op die blaadjie, maar dit is eenheid wat lewe bring. Eenheid wat lewe bring. Ons kyk vandag eerstens in ons teks, en ons gaan presies sien, wat is die verwagting, wat word bedoel met in ons teks, wanneer dit praat van saam leef. Wat beteken dit? En dan gaan ons sien, daar's 2 redes of motiverings wat gegee word, hoekom ons dit daar moet streef om so te leef. En dan is daar 2 beelde wat volg wat God gegee het om hierdie waarhede vir ons te illustreer, dat ons dit beter verstaan. En laastens gaan ons sien, dis juis hier in hierdie wat ons vandag nou kyk waar daar seën van God te vind is. Nou kom ons lees hierdie kort Psalm saam. Psalm 133. Die geïnspireerde woord van God sê: 'n pelgrimslied van Dawid. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seën, lewe vir altyd. Kom ons bid saam.
Almagtige God en Hemelse Vader, ons laaste lied wat ons gesing het, ons kom eer U, ons aanbid U. Vader, U is die skepper van alles wat ons sien en wat ons nie sien nie. En ons wil geregtelik ons plek om inneem voor U en sê, ons is nie die skepper nie, ons is dus die skepsel. En Here, ons is afhanklik van U. En ons besef dit, Here. Here, wanneer U in U volmaaktheid, alwetendheid kom sê, wanneer dinge goed en reg is, Here, dan wil ons luister. Ons moet luister. En U sê dit vir ons, en baie keer wanneer U vir ons dinge uitwys, dan wil ons skop teen die prikkels. As U vir ons deur die Gees uitwys, daarso is iets wat ons moet verander. Here, is ons eerste reaksie om verdedigend te wees. Ons eerste reaksie is nie om die knie te buig nie. En ek kom vra vanmôre dat U nog steeds met ons sal praat en werk. Deur die woord en Gees, met elkeen wat hier sit, insluitend myself, dat ons sal vinnig wees om die knie te buig vir wanneer U vir ons iets uitwys wat U nie behaag nie. Here, asseblief wees met my met die preek om U woord duidelik te gee en vir almal om te luister. Here, ons is afhanklik van U en kom verheerlik U self dan nou asseblief deur hierdie preek. Amen. Nou kom ons begin by die eerste vers en daar's 'n paar dinge om uit te wys. En dan gaan ons kyk na presies wat die betekenis van hierdie saamwoon is. En die eerste vers lees ek vir ons. Kyk, hoe goed en hoe mooi is dit as broers ook saam woon. Nou, Dawid begin hier met die eerste woord, beklemtoning. Hy sê, kyk, wat volg hier is belangrik. Dit is noemenswaardig. Kyk, hoe goed en mooi is dit as broers. Nou, broers hier verwys nie noodwendig na biologiese broers nie. Ons weet in die konteks, dit is Israel wat saam gekom het en saam getrek het en so hulle was broers, so dit is meer 'n geloofsfamilie wat hierna verwys word. En dan die broers ook saam woon. Nou, in die 83 vertaling word dit so vertaal. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saam woon. Nou, die klem is op eengesind en die 2020 het saam en eengesind saamgevoeg. En sien in die woord saam, die eengesindheid word daar ook beklemtoon. Nou, die betekenis vir saamwoon vir die Israeliete is waar hulle letterlik tydelik saam gewoon het tydens hierdie feeste. Hulle het saam getrek op pad na hierdie feeste toe en dan het hulle saam daar gewoon. Fisies by mekaar, hulle is omring deur hulle medebroers en susters. En die vraag vir ons is, dan wat dit beteken vir ons? Nou, die konteks hier is baie belangrik. Ek gaan nie vanoggend vir julle sê, julle moet almal saam woon nie. Dit is nie wat hierdie teks vir ons sê nie. Dit beteken eerder vir ons, verwys dit na gelowiges wat eengesind saamkom vir aanbidding, soos hulle eengesind saamgekom het vir aanbidding. Nou let wel, dit is nie net om fisies by dieselfde plek te wees wat waar is vir ons hier nie. Ons almal is nou hier in hierdie gebou. Maar dit gaan ook oor om eenheid van hart en doel vir God te hê, voor die Here te hê. Verenig in die geloof, dis wat hulle bind. En geloof is tog die belangrikste aspek hier van ons aardse lewe, nie waar nie? Nou in sommige geval is hier sommer by die invul hier so 'n aanname as ons sien wanneer hy praat van broers en die familie. Soos hy gesê het, wys op mede-Israeliete. Hulle is deel van God se volk. En vir jou en vir my moet ons dadelik stop hierso en vra, is jy deel van God se volk? Is jy sy kind? Is jy gered, regverdig deur die werking van die Heilige Gees, deur die werk wat Jesus gedoen het, deur geloof? Ons teks praat hier van mense wat deel in die geloofsfamilie. Ons moet dit verstaan, hierdie seëninge wat ons nou by gaan kom, dis net beskikbaar as jy in die liggaam van Christus is. As jy deel is van God se volk, jy moet wedergebore wees. Nou, indien jy vanmôre hier sit en jy is onseker, lees saam met ons, kyk na hierdie seëning wat wonderlik is en sien die grootheid daarvan, maar weet, dis net een van so baie seëninge wat daar toeganklik is in Jesus Christus, wanneer jy in die familie van God kom. As jy
wil en jy kan ook verseker as 'n oop uitnodiging in die Bybel om te bekeer en te glo, om deel te word van hierdie familie. So wees asseblief welkom om na die tyd met my te kom gesels oor dit as jy onseker is. Nou, indien jy wel hier sit en jy weet jy is deel van die familie van God. Onthou, hierdie is net moontlik as gevolg van die werk wat Christus gedoen het. Dit is hoe ons deel geword het van die familie, deur die kruiswerk. So, as jy hier is en dis waar van jou, geniet die teks, sien die groot seëninge wat te vind is, waardeer dit, en vra ook jouself, soos wat ons deur hierdie werk, is hierdie iets wat jy prioritiseer? Want daar's ook 'n menslike verantwoordelikheid wat daar ook is. Is dit iets wat jy gebruik en wat jy ervaar, wat jy sien, die seën wat die teks van praat in jou lewe? Nou, ons sien duidelik hier dat die teks spesifiek praat oor gelowiges wat eengesind bymekaar kom vir aanbidding. Maar wat sê dit daarvan? Kom ons kyk weer na vers 1 en sien, hoe moet ons daaroor dink? Kyk hoe goed en mooi is dit as broers ook saamwoon. Goed en mooi. Die eerste een is goed. Dit verwys na, dit is in lyn met God se wil. Dit is iets wat die Here wil hê. Nou, ons moet dit ook definieer, die Here se wil is absoluut perfek. Dit is soewerein, dit is reg en goed. So hierdie is nie eintlik 'n voorstel vir ons om hierdie te doen nie, dis meer 'n opdrag, want dit is volgens sy perfekte standaarde reg. Dit is nie net goed nie, maar dit is ook mooi, sê ons teks. Dit is iets wat lieflik is, iets wat ons wil hê, iets wat vir jou vreugde bring. So medegelowiges wat eengesind saamkom vir aanbidding is goed en mooi. Soos wat ons vandag hier so is. Dit is nie net in lyn met God se wil nie, dis goed, maar dit is ook mooi. Dis goed, dis iets wat jy wil hê. Is dit hoe jy dink wanneer ons saamkom as medegelowiges? Verstaan jy dit soos hierdie teks dit beskryf? Dis iets wat begeerlik is, iets wat jy wil hê, iets wat mooi is. Maar sien ook, dis 'n verantwoordelikheid, dis goed, dit is volgens God goed, en dis moet ons dit doen. Hierdie genademiddel van om in eengesindheid saam te kom en die Here te aanbid. Sien jy dit so? En dan die volgende vraag is, gebruik jy dit? Gebruik jy hierdie genademiddel? Ons lees van die broers in ons teks en ons weet dit verwys na die Israeliete wat saamkom en optrek om eengesind saam te gaan aanbid. Dis waar. En julle is hier vandag. Ons trek saam, ons is hier en is goed dat jy hier so is. Dis regtig wonderlik en prys die Here daarvoor. Maar ek kan vra, wat van ander geleenthede? Daar is baie geleenthede, dis nie net die kerk Sondag wat ons bymekaar kom, maar daar's klomp ander geleenthede ook. Maak jy gebruik van daai? En ek weet ook baie belangrik om te noem, mense wat vir 40 jaar, selfs langer, getrou kerk toe gaan en bely hulle glo hierdie. Dis belangrik en is begeerlik en is goed. Maar dan gebeur die lewe en raak bietjie uitdagend en hulle dit water af. Hulle gaan nie meer kerk toe nie. Hulle val in hierdie groep mense wat ons sal kyk hoe ons voel of as dit gemaklik is vir my. So let op, want hierdie waarhede moet jy diep in jou hart bære vir selfs die moontlikheid dat later jy aan dit kan vashou. Ons sien ook die Israeliete was nie net in die teenwoordigheid van mekaar nie, maar hulle was eengesind daar gewees. By jou vanmôre is jy hierso in 'n eengesindheid? Het jy die gees van eengesindheid? Of is daar verdeeldheid in jou hart tussen die mense wat jy dalk rondom jou sien, mense waarmee jy saamleef? Of het jy ware eengesindheid wat gegrond is in die kern van ons geloof? Moet nie hierdie genademiddel onderskat nie. Ons sal nou sien, dit is waarlik iets waardeur God werk en waar God ons heilig maak. Maar daar's baie geleenthede waar ons kan deel wees. En ons moet regtig met die regte ingesteldheid deel wees van daai geleenthede. So ons teks tot dusver is baie duidelik. Dit sê vir ons hoe ons moet dink oor wanneer gelowiges saamkom in eengesindheid om God te aanbid. Dit sê vir ons dit is goed. Dit sê vir ons dit is in lyn met God se wil. Dit sê vir ons dis mooi en lieflik. Dis iets wat jy behoort te begeer, wat jy
moet wil hê, wat goed is vir jou. Maar verstaan ons dit regtig reg? Het dit regtig die regte plek in ons gedagtes en in ons prioriteite, hierdie genademiddel? Hoe goed is dit? Hoe mooi is dit? Hoe belangrik is dit? En om dit te verstaan en nog beter te verstaan, is daar 2 beelde wat volg wat die Here vir ons hier gegee het. Kyk saam met my na vers 2 asseblief. Ons teks gaan dan aan en daar staan, dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Nou, ek maak nou so, ek het 'n baard gehad, so ruk terug, so ek is nie nou die perfekte illustrasie nie, Aaron is hierso. Maar die eerste beeld hierso is olie. Olie, dis nie enige olie nie, dit is kosbare olie, sê ons teks. Nou, dan word daar verwys na die baard van Aaron, na die salwing wat plaasgevind word met hierdie olie. En om 'n beter prentjie te kry van wat die bedoeling van Dawid hier is, as hy dit skryf, kan ons kyk na Eksodus 30. Jy hoef nie daar te gaan nie, jy is welkom om dit te lees, Eksodus 30 vanaf vers 22. Maar daar praat God met Moses en hy vertel vir hom van hierdie olie wat hierna verwys word. En ons lees daar van baie spesifieke bestanddele wat gebruik moet maak om hierdie olie gebruik gemaak moet word om hierdie olie te maak. Dit's mirre, kaneel ensovoorts. Maar hierdie bestanddele was nie algemeen beskikbaar nie. Dit was duur en dit was ook skaars gewees. En as jy al hierdie kruie saamgegooi het en gemeng het, dan is dit ook 'n lekker reuk gehad, dit lekker geruik. Ons sien in daai teks ook dis 'n baie presiese resep. En daar word selfs gesê dit moet gemaak word met die kundigheid van 'n salfmenger. So dis tegnies en dit moet goed aangemaak word. Nie enige iemand kan net sommer hierdie olie aangemaak het nie. Ons sien dan ook in Eksodus 30, dit is iets wat heilig is, wat gewyd is. Nee, dit is vir 'n spesifieke taak afgesonder. Dit is nie sommer net vir enigiets gebruik nie, en geen mens mag iets soortgelyk sommer net gemaak het nie. Dit was heilig, uniek, dit was spesifiek vir die salwing van die tabernakel, vir die salwing van die gereedskap daar en ook die priesters. Dit is 'n simbool van God se teenwoordigheid, sy salwing gewees. Nou, Psalm 133 verwys dan nou na daai olie en sê, die bymekaar kom van gelowiges vir aanbidding in eensgesindheid, is soos daai olie. En presies in wat se opsig? Wel, dis kosbaar, dis waardevol, dis spesiaal wanneer medegelowiges saamkom in die eensgesindheid, wat ons in die geloof ervaar. Dis heilig, dis self deur God beveel en aangewys. Soos die olie wat lekker ruik, is dit ook iets wat aangenaam is, wanneer medegelowiges so in eensgesindheid saamkom vir aanbidding. In ons teks sien ons dan nog iets meer, ons sien die hoeveelheid, kyk weer na vers 2, die olie, dis op die kop, dit loop af op die baard, dit loop nog af op die kraag van die klere, dit beklemtoon 'n oorvloed, hierdie is nie 'n bietjie van hierdie spesiale of besonderse olie nie, dis baie kosbaar. Dis baie waardevol, dis baie spesiaal, dis baie heilig, dis baie aangenaam. Dis wat die woord hier vir ons sê. Die beeld behoort ons te help om dit reg te verstaan. Presies wat gebeur, hoe moet ons dink oor die samekoms van gelowiges soos wat ons nou doen, hoe groot genademiddel dit is wat God gebruik om ons te heilig. Ons moet die regte plek en die prioriteit gee aan hierdie waarheid om eengesind saam te kom met ons boeties en sissies in Christus. Om dit nie te mis nie. En is dit 'n realiteit in jou lewe? Beleef jy daai samesyn, daai aangenaamheid wanneer jy saam met medegelowiges in eengesindheid kom om die Here te aanbid? Ons het gesien om eengesind saam te kom om te aanbid is goed. Dit is mooi en lieflik. Die eerste beeld van die olie sê vir ons, dis baie kosbaar, baie waardevol, baie spesiaal, heilig. Dis meer as wat ons kort en as wat ons verdien. Maar dit is klaar baie in hierdie genademiddel wat ons kan sien. Maar dit stop nie daar nie, daar's nog 'n beeld in vers 3. Vers 3 begin so, dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge.
Nou, Hermon was 'n baie hoë berg gewees, is nog steeds by bo die noord van Jerusalem, en hy is so 2,8 kilometer hoog. En as jy kyk na hom, dan sien jy sommer sneeu en ys, baie vog en water. En dit was bekend vir daai varsheid gewees. En dan die Sionsberge, die Sion is die berg waarop Jerusalem is. Dis heel wat laer, is so 750 meter hoog, en dis in die suide van Hermon. En daar is dit droog, die klimaat is heel wat anders. Nou hierdie is die dou wat lewensbelangrik is vir hierdie droë klimaat, en dis hierdie dou wat afkom van hierdie berg, Hermon, na die Sionsberge. En hierdie beeld sê vir ons gelowiges, wat in een gesindheid by mekaar kom vir aanbidding, is soos hierdie dou. Dit bring lewe waar dit droog is. Dit veroorsaak dat daar vrug kan groei. Dit bring varsheid en verfrissing. Nou ek moet ook uitwys iets in hierdie beeld wat baie mooi is. Die dou kom van Hermon af na Sionsberg. Nou dit kom af. Dit is ook 'n prentjie van hoe God verantwoordelik is. Hy bring hierdie en gebruik hierdie lewe. God gebruik juis hierdie genademiddel wanneer ons saamkom as medegelowiges om hom te aanbid. Ervaar jy die verfrissing wanneer jy kom? Wanneer jy hier is, Sondag, wanneer jy saamkom met medegelowiges? Wanneer jy getrou in eensgesindheid saamkom? Beleef jy dit wanneer jy dalk nie hier is nie? Jy kan nie hier wees nie vir een of ander rede, en jy voel, jy mis uit. Jy begeer om daar te wees. Sien jy hoe baie jy uitmis wanneer jy wel hier is, fisies, dalk vanmôre, maar die eensgesindheid, jy het nie jou hart voorberei nie, jy is nie regtig reg hier om in eensgesindheid in die geloof saam met medegelowiges God te aanbid nie, dan mis jy ook uit. Ons sien in die teks dat gelowiges wat eengesind saamkom vir aanbidding baie belangrik is. Dit is goed, dit word so beskryf, dit is lieflik, dit is kosbaar, dit is waardevol, dit is spesiaal, dit is heilig, en dan ook nou dit bring groei, dit bring lewe. En indien dit nie duidelik genoeg is in al hierdie beskrywing wat ons kry in die woord nie, gaan vers 3 aan en dit sê, want daar beveel die Here sy seun, lewe vir altyd. Nou waar presies is daar? Is dit op die Sionsberge in vers 3? Nee, daar is waar die gelowiges in eensgesindheid saamkom vir aanbidding. Dit is waar die daarna verwys. Jy sien net waar hulle fisies by mekaar is nie, maar waar hulle eensgesind, hulle harte is vol van gees voor die Here saam, gebind deur die geloof. En dit is net moontlik as gevolg weer eens van die werk wat Jesus gedoen het, die verbintenis deur hom. Nou weet maar, dit is waar ons hierdie seun vind, die seun wat die Here hiervan praat, dit is daar, waar die gelowiges saamkom in eensgesindheid om die Here te aanbid. Daar's verskeie maniere en metodes wat God beskikbaar gestel het hoe hy mense seën, sy kinders seën. Ons noem hierdie genademiddels. Oor die algemeen is dit nie moeilike dinge, dit is algemene metodes of dinge wat ons doen alledaags. Byvoorbeeld om die Bybel te lees, om te bid of te evangeliseer. Deur al hierdie metodes gee God, seën die Here jou en hy gee sy genade vir jou. Maar in ons teks hier spesifiek lees ons dan ook om eensgesind saam te kom vir aanbidding van die Here. Daar seën die Here ook sy kinders, besonders. Nie net waar daar verdeeldheid en konflik is nie daar nie, maar waar daar vrede is, eenheid in die waarhede van ons God. Nou die teks gaan dan aan en beskryf hierdie seën, dit sê, lewe vir altyd. Dit is wat die seën is, wat daarvan gepraat word. Die seën gaan nie ophou nie. Hierdie lewe wat die dou bring, van hierdie prentjie en hierdie beeld, dit gaan nie opdroog nie. Maar dit is 'n voorsmaakie vir die ewigheid wat voorlê, waar die eensgesindheid vervolmaak is, waar die aanbidding ook vervolmaak is in hierdie seëning. Het jy deel aan hierdie seëning? Dit is moontlik ook om gered te wees, maar nie
hierdie seëning te ken of te verstaan, soos wat jy moet nie, en dit te mis. Waar begin jy om deel te hê van hierdie seëning? Jy moet eers gered wees, jy moet eers deel wees van die liggaam van Christus. Maar dan moet jy ook getrou saam by mekaar kom by die samekoms van gelowiges. Jy moet getrou daar wees, maar nie net fisies daar wees nie. Jy moet eengesind daar wees deur die geloof. Ons moet getrou en eengesind saamkom vir aanbidding. Dit is wat die Here wil hê. Nou, ons moet alle moontlikhede gebruik, alle geleenthede om hierdie samekomste te bevorder, wat beskikbaar is. Ons weet, die gebedsuur is hierso. Mense is uitgenooi daartoe, dis 'n plek wat jy ook saam in eengesindheid die Here kan aanbid en hierdie seën ervaar. Evangelisasie geleenthede, waar daar baie van was, en as daar nie is nie, maak hulle waai en daar gaan weer een wees. Weeklikse Bybelstudies, die komende kerkkamp, die gemeentekamp wat voorlê, dit is eintlik 'n baie perfekte geleentheid om juis hierdie toe te pas, om waar gelowiges saam woon, in eenheid, eengesindheid, die Here te aanbid. Daar's baie ander bedienings ook. Ons moet dit prioritiseer en dit nastreef, dit najaag. Ten slotte, toe jy deur genade gered was, toe het jy 'n kind van die Here geword, jy deel van die familie van God geword. Daar's baie seëninge te vind binne in daai familie, as jy 'n kind van die Here is. En een van hulle werk wanneer jy eengesind saamkom met die gelowiges om die Here te aanbid. En ons moet dit nie versaak nie. God se woord is duidelik. Ons moet reg daaroor dink. Hy sê dit is goed. Hy sê dit is wat hy wil hê. Hy sê dit is lieflik, dit is waardevol, dit is heilig. Dit bring lewe. Sy seën is daar. So kom ons dank die Here vir sy voorsienigheid. Hy wat hierdie algemene, baie beskikbare middel, genademiddel vir ons gee, wat ons kan gebruik tot ons seën as genademiddel. En kom ons neem dan ook deel, elkeen van ons moet daarna streef om in eengesindheid op te daag en saam by mekaar te wees en te aanbid. En ons moet dit als doen terwyl ons uitsien na die vervolmaakting wat voorlê, waar ons volmaakte eenheid gaan hê. Amen. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek wil eerstens vir U kom, dankie sê dat ons U kinders is, Here. Dankie dat U die skeiding wat daar was tussen ons en U kom verwyder het deur Christus, Here. Baie dankie dat ons kan deel wees van U familie en so ook deel kan hê van al hierdie seëninge wat daar beskikbaar is, Here. Here, help ons om nie net op te daag, 'n stoel warm te sit en huis toe te gaan op 'n Sondag nie, wanneer die gelowiges saamkom, of enige ander geleentheid nie, Here, maar dat ons eengesind sal wees in ons geloof, dat ons mekaar sal aanmoedig, ook so. Maak dit asseblief 'n waarheid, Here, dat ons getrou sal kom, eengesind sal wees. En Here, help ons asseblief om dit te prioritiseer. Ons vra al hierdie net uit genade in die naam van Jesus alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van ons God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Maak 'n punt daarvan om die samekoms van gelowiges te prioritiseer en eengesind op te daag en die seën so te ervaar. Amen.